stoor dit vanoggend vir elkeen in hierdie plek. Seën elkeen vanoggend in Jesus naam. Amen. Kom ons Dis fout met die klank. Ekskuus gebeur. Mense stem. Ek wil vanoggend met jou praat oor die wil van God. En ja, jy kan saam met my blaai as jy jou Bybel het, Johannes 15. Johannes 15. Ja, mense is nie gewoond om hard te praat nie, dan skielik dan begin jy bid en hard praat en soos ek gesê het, ons vertrou maar die Here vir ons stemme. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Maar vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie die wynstok is nie. So ook nie julle as julle in my bly nie. Amen. Ek praat vanoggend met jou oor die wil van die Here. Bly in die Here. Ons is God se verteenwoordigers in hierdie dae. Amen. Ek wil vir jou sê, Abraham, Elia was God se verteenwoordigers hier op aarde. Die Here het die mens uitverkies en hy wil sy wil deur ons volbring. Amen. Ek wil vir jou sê vanoggend, moet jou nie gering ag in hierdie plek nie. God van enige een in hierdie plek, wek hom op, rig hom op, gebruik hom as 'n kragtige bidder in Jesus naam. Amen. God se wil in ons lewens. En ek wil vir jou sê, as ek gaan kyk na die seun, die Vader wat sy seun na die aarde toe gestuur het om absoluut sy wil te kom doen. Amen. Ons weet dat die Vader sy enigste seun na hierdie aarde gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan beerwe. Amen. Amen. Die Vader stuur sy seun met 'n plan, met 'n doel na die aarde toe. Toe hy uitroep aan die kruis, dit is volbring vir jou en my, sodat ons 'n ewige lewe kan beerwe. Sodat ek en jy 'n oorwinnende lewe hier op aarde kan hê. Kom ons gee die Here eer. Matteus 3, nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal op hom. En daar kom 'n stem in die hemel wat sê, dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Amen. Die Vader stuur absoluut sy seun na die aarde toe, vir my en jou, om die ewige lewe te kan beerwe. Ek wil vir jou sê, ons kan nie sonder Jesus in hierdie dae nie. Amen. Kom ons kies Jesus. Kom ons kies om in God se wil te leef en sy wil te doen in hierdie dae. Amen. 1 Johannes 4:9. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in hierdie wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. In hom is lewe. In hom is oorvloed te verkry. Voorspoed, geluk, goedheid en guns in hierdie dae. Ons het vanoggend gesing. Hoeveel is daar nie in die Here te verkry nie? My broer en suster, 1 Johannes 5:12, hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat nie die seun het nie die lewe nie. Amen. Wat kies jy vanoggend? Ek kies Jesus. Ek kies lewe. Ek kies oorvloed. Kies jy waarheid? Kies jy lig? Amen. Kies jy geregtigheid? Amen. Ek roep Jesus
vanoggend oor hierdie plek af in Jesus naam. Amen. Ek wil jou aanmoedig. Amen. Die beste keuse is Jesus. Die beste keuse is om in sy wil te bly en sy woord daagliks te kan leef in Jesus naam. Amen. Matteus 14 kom en hy sê, waar Jesus bid vir sy disippels en hy sê, hy leer hulle hierdie gebed. Hy sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so op die aarde. En dit is so wonderlike, die Onse Vader, die gebed. Wie sê, laat u koninkryk kom in my lewe, amen. Here, laat u wil in my lewe geskied. Dit is so belangrik, ek wil vir jou sê, as ek terugkyk oor my lewe, dan besef ek, hoe ek absoluut, vandat ek geroep is, deur sy soene beweeg, vir my is dit belangrik om God se wil te leef. Ek weet nie wat kies jy vanoggend, jy sit hier vanoggend, en jou sin, en dit is belangrik, dat jy God se wil sal leef. Die Vader was verhouding, met sy seun, absoluut sy wil kom doen op aarde. Hy het sy koninkryk kom vestig. Kyk wat sê die woord in Johannes 11, met die opwekking van Lazarus. Lazarus was al 4 dae dood, was al 4 dae in die graf. Ons weet, Jesus het gekom om gedien te word, nie maar om te dien, sy lewe te gee, as losprys vir baie. Amen. God is 'n God van wonderwerke. En hy het sy koninkryk kom vestig hier op aarde. Johannes 11 sien ons hoe hy in verhouding met die Vader geleef het. En hy het werklik daar by die graf gekom, en hy het tot die Vader geroep, en hy het tot die Vader gebid. En ek gaan hierdie uithaal uit God se woord uit. Die opwekking van Lazarus, hy neem die steen van die graf weg, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor. Ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van hierdie skare wat rondom my staan, het hy dit gesê, sodat hulle kan glo dat dit die Vader is wat hom gestuur het. Amen. Hy was so in die eenheid met die Vader, my broer en suster. En ja, die werke wat Jesus kom doen het hier op aarde. Hier sy koninkryk wat hy kom vestig het, is werklik 'n bewys dat hy in een was met die Vader. Amen. Dis die werke wat hy hier op aarde kom doen het. En hier is hy by Lazarus se graf. Hy bid tot die Vader. Hy sê, ek dank die Vader dat hy my verhoor. In oomblik verhoor die Vader hierdie gebed. En dan roep Jesus uit. Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom met grafdoeke aan sy hande, aan sy voete. Dan sê Jesus, maak hom los, laat hom gaan. Amen. In oomblikke antwoord verhoor hy 'n gebed. En Lazarus wat al 4 dae dood is in die graf. In oomblikke spreek hy net 'n woord en hy kom uit hierdie graf. En ek wil vir jou sê, ons dien 'n groot, ons dien 'n lewendige God. Dankie vir sy gesag oor die dood. Dankie vir gesag oor siekte. Dankie dat mense bevry kan word in hierdie dae in Jesus naam. Amen. Die prys wat vir my en jou betaal is. Dank die Vader vir die eenheid wat daar was tussen die Vader en die Seun. En hy het absoluut sy koninkryk kom vestig hier op aarde. En ons weet, hy sou nie vir altyd mens hier op aarde wees nie. Daar was 'n tyd dat hy sou hierdie aarde verlaat het. Hy sê, ek los julle my Heilige Gees. Amen. En ek wil jou aanmoedig vanoggend, is jy een met die Heilige Gees in hierdie dae? Ons het die Heilige Gees binne in ons. Amen. En dit is so vir my belangrik dat jy in een sal wees met die Heilige Gees. Want ek en jy moet God se wil hier op aarde volbring. God het 'n plan. Hy het 'n doel met ons lewe in Jesus naam. Amen. Johannes 14:26, maar die Trooster, die Heilige Gees, vir die Vader in my naam sal stuur. Hy gaan julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees
sal oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Ek dank die Here vir sy Heilige Gees in my lewe. Dank die Here dat hy my lei in die volle waarheid. Dankie dat hy my rig en lei. Almal wat kinders van God genoem word, sal gelei word deur sy Heilige Gees. En dit is vir my belangrik dat jy in eenheid sal wees met die Heilige Gees. Hoekom? Want God het 'n plan. Hy het 'n doel met jou lewe en hy wil dit volbring in Jesus naam. Hoe my vraag vanoggend aan jou is, hoe 'n verhouding het jy met die Heilige Gees? Is jy in een? Kan jy God se stem hoor? Raak jy bewus van sy teenwoordigheid? Amen. Kom daar soms sake en situasies dat die Here in oomblikke 'n woord in jou gees kan spreek, wat jy kan bid en God kan met jou praat en hy kan antwoord en soms verhoor. Hoor jy wat ek sê in hierdie dag? Net soos wat die Seun in 'n eenheid met die Vader was, kan ek en jy 'n wonderlike eenheid hê met die Heilige Gees. Amen. Hy is binne in ons. Amen. So wonderlik. Hy het die apostels bevel gegee om weg te gaan van Jerusalem af en te wag op die belofte van die Vader. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle gaan my getuies wees. Amen. Amen. Dankie vir God se krag. Dankie vir sy Heilige Gees. Ons is sy getuies in hierdie dag. Leef jou getuienis uit. Amen. God red ons om ons getuienis uit te kan leef. En as ons klaar is en ons is gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees, dan begin hy ons toerus met gawes. Gawes van genesing, gawe van profesie, gawe van tale. Wie begeer dit vanoggend in ons? Amen. Wie sê, Here, volbring u wil deur my in Jesus naam. Amen. God roep ons vanoggend gehoorsaamheid aan die stem van sy Heilige Gees. Amen. Ek hoor so mooi ding Saterdag hier by die begrafnis. Sy vrouens was hier besig. Waar een sê, kom raak betrokke by die kinderkerk. Maar sy sê, my hart en my passie is nie werklik die kinderkerk nie. Dis om tee te skink. En ek wil vir jou sê, beweeg saam met die Heilige Gees en doen wat jou in jou hart en jou passie is. Amen. Kom ons gee die Here eer vir hierdie. Ek wil vir jou sê, almal kan nie betrokke wees by kinders nie. Almal kan nie soos Heidi hier voor 'n tamboerijn slaan nie. Maar ja, ons het 'n passie waarvoor die Here in ons harte lê deur sy Heilige Gees. En mag ons bediening uitleef. Hier's Eben, wat die Here begin het in hierdie mannebediening. Mag God hierdie mannebediening ryklik seën. En ek wil manne aanmoedig. Wees deel van dit wat Eben doen en die woord wat hy deel. En ja, Augustus maand is vroue maand en ek hou daarvan om Augustus maand op 'n hoogtepunt af te sluit met 'n damesdee. Amen. 'n Saamtrek met die vroue. Amen. En ja, in November gaan ons weer fokus op die jeug. So God is baie besig in hierdie gemeente. Amen. Kom ons Here gee ons net geopende Amen. Gee ons net geopende ore om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. Ek wil jou aanmoedig in hierdie oggend, vind jou plek in die liggaam van Christus. Amen. As jy 'n bidder is, kom bid saam met ons Sondagoggende. Amen. Jesus het self telke male op 'n plek van eensaamheid het hy tot die Vader gebid. Sy verhouding wat hy met die Vader gehad het. Hoeveel te meer nie ek en jy wat 'n gebedslewe moet hê en met die Here kan praat nie. Amen. Hierdie verhouding wat ek en jy kan hê nie. Deur sy Heilige Gees nie. Ek wil vir jou sê, hê 'n begeerte, hê 'n verlange. En neem 'n stap van gehoorsaamheid in dit wat jy moet doen in God se koninkryk. Ek kyk terug in my lewe, dan sê ek, Here, dankie vir die seisoene wat ons deur is en waar God ons gebruik het. Bruikbare kanale, instrumente. Ek wil jou aanmoedig, jy is God se verteenwoordiger in hierdie dag. As ons begin betrokke raak, asof die Here ons maklik vat en opwek en oprig en ons begin gebruik. Dis die vrug van God se Gees in ons lewens wat ons verheerlik. Sy liefde, sy blydskap, sy vrede
in Jesus naam. Kom ons gee die Here eer vir die woord. Johannes 15, die wynstok en die loter. Ons kan net werklik vrug dra as ek en jy in hom bly. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, bly in hom. Jy wil uitkom, jy wil nie die vrug dra, jy wil uitkom by jou calling, jy wil uitkom by dit wat God vir jou instoor het. Hy beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms in hierdie oggenduur. Amen. Jesus se karaktereienskappe in my lewe. Dis die gees van waarheid wat by julle bly en jou in die volle waarheid sal lei. God se woord moet vir jou belangrik wees in jou verhouding met hom. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ek sal na hom toe kom en by hom woning maak. Amen. Wat 'n wonderlike gedeelte in God se woord in Johannes 14:23. Hy sê as jy my woord bewaar, jy begin doen dit wat God van ons verlang, dan wil hy in ons lewe inkom. Ons is 'n tempel van sy Heilige Gees. Hy wil by jou kom woning maak. Amen. Laat jy die Heilige Gees toe om by jou te kom woning maak. Ek het die Here se woord in my hart gebeere dat ek nie teen God sal sondig nie. Leef en doen jy God se wil. Amen. Dit is so belangrik in hierdie dae. Dit begin wanneer ek en jy die woord begin toepas. God se beginsels begin leef in ons eie maak. Hier's 'n wonderlike belofte as jy God se woord begin nakom. Johannes 15:7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle gaan dit verkry. Wie staan het? Amen. Wie staan Johannes 15:7 vanoggend en sê, Here, ek bly in die woord, ek bly in die beloftes, ek pas die woord toe. Dankie vir dit wat U vir my instoor het. Dat God ons gebede sal beantwoord, verhoor en dit in vervulling bring in Jesus naam. Amen. God se woord, sy beloftes, dit begin hier om sy woord te kan leef. Ons verhouding, wanneer ons met die Here praat deur gebed. Romeine 8:26, wat 'n wonderlike voorreg om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. Hy kom en hy sê, en net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Amen. Ons as mens weet nie altyd wat om te bid nie, maar dankie vir God se Heilige Gees wat deur ons begin bid in Jesus naam. Ons begin bid in die Gees. En wanneer ek en jy begin bid in die Gees, begin ons God se wil bid. Amen. Here, dankie vir God se wil, sy weë in my lewe. Begin ons rig, begin ons lei deur sy Heilige Gees. Die Here ken ons harte. Kom ons glo, kom ons vertrou hom. Bid, vir jou gaan gegee word. Soek en jy sal vind, klop, vir jou gaan oopgemaak word. God sal ryklik in elke behoefte van ons voorsien. Ons as kinders van die Here kan 'n gebedslewe hê. Ons leef God se wil, ons doen die Here se wil en ons kan kom en ons kan in hierdie verhouding met die Here wees en ons kan hom vra. Bid en vir jou gaan gegee word. Vra en die Here gaan vir ons gee. Amen. Daar is tye selfs in Jesus se lewe waar hy krag en versterking nodig gehad het. En hoe hy gebid het op tot die Vader. Ons dink aan die tuin van Getsemane, waar hy gebid het tot die Vader. Waar Jesus self gesê het, my siel is bedroef en benoud. Hy het sy aangesig op sy aangesig geval en hy het gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker verby my gaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hier is die seun wat bid tot die Vader. Dag voor die kruisiging, want hy moet sterf op die kruis, hy is doodsbenoud. En ek bedoel, dan kom soms tye wat ek en jy ook in 'n situasie omstandighede is, wat ons net die troon kan nader en sê, Here, dankie vir versterking. Dankie vir U krag. Daar is soveel wat ons kan bekom in die wil van die Here.
Daar is 'n oorwinnende lewe in Jesus Christus te verkry, want die volgende dag roep God uit, dit is volbring aan die kruis vir my en vir jou. Johannes 17:4 kom en sê, ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het ek volbring. Amen. As ons kyk na die seun, Jesus se hele lewe op aarde, mens kom word, sy koninkryk kom vestig, toe hy uitroep aan die kruis, dit is volbring. 'n Plan en 'n doel met sy lewe gehad, vir my en jou. Here, dankie, u het ook 'n plan en 'n doel met my lewe. Wie glo God het 'n plan? Hy het 'n doel. Amen. Deur sy Heilige Gees. Ons moet in eenheid kom met die Gees, die gerig gelei word deur sy Heilige Gees. As ek kyk na Jakob se lewe, dan was ook in Jakob se lewe 'n situasie. En ek dank die Here, ons kan die troon nader, ons kan bid. In Genesis 32 kom hierdie gedeelte, waar hy opdrag kry, Jakob, om terug te keer na sy land toe, terug te keer na sy familie. Boodskappers kom Jakob tegemoet en sê dat sy broer Esau met 400 man op pad is. Die woord sê Jakob het bevrees en benoud geword. Maar Jakob het geweet waar sy hulp vandaan kom. En hy kom en hy sê, red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau. Want ek is bang dat hy kom en my doodslaan, die moeder saam met my kinders. Amen. Jakob het geweet waar sy hulp en sy krag vandaan kom. Was jy al in so 'n saak, was jy al in so 'n situasie? Amen. Ons weet waar ons hulp vandaan kom. As ons 'n saak of 'n situasie het, ons is in eenheid met die Here. Dankie vir sy Heilige Gees. Ons kan hom nader, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek wil jou uitred, ek wil jou verlos in hierdie dae in Jesus naam. Amen. Omdat ek jou naam ken, omdat jy my lief het, gaan God ons uitred, gaan hy ons verlos. Psalm 91:14-15. En as God ons uitred en hy verlos ons, dankie Here dat ons eer aan hom kan bring en kan gee. My vraag weer vanoggend aan jou is jy in eenheid met die Heilige Gees? Beleef jy, ervaar jy hom? Pas jy God se woord toe? Is jy op pad saam met die Here? Kom jy uit by jou plan, jou doel? Ons is sy verteenwoordigers. God wil sy wil deur ons volbring in Jesus naam. Amen. Kom ons gee ag, kom ons gehoorsaam bietjie vanoggend die stem van sy Heilige Gees. Here, praat bietjie vanoggend met die mense. Waar moet ons betrokke raak? Wat moet ons doen? Ons gaan deur dimensies, ons gaan deur seisoene. Ons kan nie altyd stagneer. Here, wek ons op, rig ons op, gebruik ons in Jesus naam. Al moet jy 'n bidder wees in hierdie dae. Amen. Maar ja, hierdie wonderlike gedeelte oor Jakob en hoe God in oomblikke hom geantwoord het, want hy worstel tot dagbreek. Toe sê hy, laat my gaan, van die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan tensy dat u my seën nie. Dan wil ek jou aanmoedig in hierdie dag, my broer en suster, hou vas aan die Here tot hy jou seën. Tot daar op 'n keer in jou seisoen kom. Amen. Ek wil vir jou sê, jy kan nie altyd wintertyd hê nie. Daar moet 'n tyd kom wat jy somertyd, dat jy weer die blydskap en die vrede en die vreugde van God kan beleef. Ek wil vir jou sê dat soms in 'n wintertyd waar die Here ons nader trek, hy vorm ons karaktereienskappe meer soos Jesus te kan word. Ons het soms 'n begeerte, ons het soms 'n verlange na meer. Rus ons toe, gebruik ons geestelike gawes wat deur ons vloei. Ons is God se verteenwoordigers in hierdie dae in Jesus naam. Ons almal het al 'n wonderwerk beleef. Jy kan getuig oor 'n wonderwerk in ons lewens. Ek wil vir jou aanmoedig, bid deur. Tot die deurbraak kom. Jesaja 40:31. Maar die wat op die Here en wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende.
Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dis soms in God se teenwoordigheid wat ek en jy moet inkom en weer versterk moet word, aangedoen word met bonatuurlike krag. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Amen. As ek so vanoggend die woord bedien, dan besef ek het die Here baie nodig in hierdie dae. Dis God wat ons bekwaam maak. Dis sy Gees wat ons bekwaam maak om sy wil te doen hier op aarde. Hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig in Jesus naam. Die Here praat met ons vanoggend oor geestelike groei. Hy praat met ons moet betrokke raak in die liggaam van Christus. Vind jou plek in die liggaam van Christus. Party van ons moet 'n musiekinstrument speel. Party moet help in die jeug, kinderkerk, vrouebediening, bejaardes. Daar's die welstand waar jy betrokke kan raak, behoeftige gesinne, begrafnisspan waar jy koffie tee kan bedien. Daar is soveel bedieninge in die gemeente. En ek wil jou aanmoedig om werklik gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. Elkeen van ons het unieke gawes. Ons moet ons nooit met mekaar vergelyk nie. Die ware mens is die een wat nie vir homself bestaan nie, maar vir God en sy medemens lewe. Leef jy vir God? Leef jy vir jou medemens? Luister mooi wat sê die woord. Om waarlik lief te hê, beteken om met graagte gemeenskap met God en ander mense te soek en hulle te dien in liefde. Amen. Het jy 'n begeerte na gemeenskap met God, na jou verhouding met hom? En soos wat hy sy liefde uitstort, wil ek dit uitgee na my medemens toe. Is jy besig om soos Jesus te word? Jesus het gedien. Hy roep ons vanoggend om diensbaar te wees. Ons is sy verteenwoordigers. Dankie dat God se wil deur ons volbring gaan word in Jesus naam. Hierdie liefde wat ek en jy daagliks ontvang, moet ons uitgee na ander. Dis 'n daad wat die mens werklik ware en diepe geluk ervaar en beleef. Ek wil vir jou sê, daar's niks so bevredigend in die bediening. As iemand na my kom en sê, sy lewe het verander, maar kyk terug na 'n maand of 2 maande en ek besef, waar was hierdie persoon en waar is hy vandag nie? Dan besef ons, dis die Here wat sy lewe verander deur die Heilige Gees. Daar's niks so bevredigend in ons lewe, soos vir iemand kan bid en hy kom terug en hy sê, dankie vir hierdie gebed, God het geantwoord. Amen. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, kom ons leef, kom ons doen God se wil in hierdie dae. Begin ons rig, begin ons lei deur sy Heilige Gees. Ons is sy verteenwoordigers hier op aarde. 1 Johannes 4:16. En ons het die liefde van God ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly in God en God in hom. Amen. Is jy in die Here, bly in hom? God van liefde. Ek bedoel, ons lewens is soms die grootste getuienis van Jesus. Wat sien mense in ons lewens? Sien hulle Jesus? Sien hulle God se liefde? Kan ek 'n amen? Amen. Amen. Prys die Here. Gemeente, kom ons staan. Kom ons staan. Here, ek bid vanoggend vir elkeen in hierdie plek. Here, dankie dat ons God se wil gaan begin doen. Here, rig en lei ons deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil ons in die volle waarheid lei. Here, ek bid vanoggend vir elkeen in hierdie plek. Here, raak besig deur die Heilige Gees. Praat met die mense. Here, dankie vir 'n passie, 'n ywer vir Jesus. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Here, dankie vir bidders in hierdie plek. Ons wil ons omring met mense wat kan bid. En ek wil die Here begin loof. Ek wil die Here begin prys. Dankie Here, toe U uitgeroep het, dit is volbring. Dan besef ons, dis vir ons op aarde. En daarom bid ek op vandag vir God se mense, God se verteenwoordigers.
Here, dankie vir mense wat in bedieninge is. Ek wil U loof, ek wil U prys en aanbid. Here, seën elkeen, gebruik hulle in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here eer.